Hoor ek lees onlangs in Job 1, hierdie ongelooflike slegte nuus wat oor Job kom. Ek en jy het al slegte nuus in ons lewe ervaar, en dan voel dit ons lewe val uit mekaar uit, en waar is God nou in die prentjie, en hoekom is hy nie meer lief vir my nie, gee nie meer om oor my nie, waar pas hy nou in, en hoekom hoor ek nie sy stem nie, my lewe val uit mekaar uit, siekte het my oortref, 'n ramp het my familie geslaan, ek het 'n kind verloor, my besigheid verloor, ek het nou net my werk verloor, hoe ook al dit lyk, ons is almal al deur 'n plek waar ons rampe in ons lewe gehad het, wat ons gevoel het, ons is abandoned, God het ons verlaat, en ek lees in Job, dat die seuns van God het voor God gekom, en Satan slip ook in, en God het 'n gesprek, en Satan challenge vir God, en ek paraphrase, nou vir hom te sê, hoorie, Job, nee, aanbid jy net oor dit wat hy kry by jou, en God sê vir hom, luister, daar is niemand soos Job nie, daar is niemand soos hy nie, jy kan aan Job vat, want die Bybel sê hy het 'n hedge of protection rondom hom gehad, en God het die hedge weggevat, en vir Satan gesê, jy kan met Job net maak wat jy wil, jy mag net nie aan sy lewe vat nie. En toe gaan Satan af en hy begin toets vir Job. En die ergste ding wat ek kan dink, Job was so katryk, hy was die rykste ou in sy era gewees. Hy het 7000 skape gehad, 500 spanne trekosse, 3000 kamele, 500 donkie merries en klomp slawe. Hy is skatryk gewees. Kom hierdie een man met alles, sit eendag in sy huis, en die Bybel sê in Job 1 van vers 13 af, sê die seuns, Job se seuns en dogters het by een van sy seuns aan huis geëet en wyn gedrink. Toe kom 'n boodskapper na hom toe en sê, hoorie, ons is besig om te ploeg. En toe kom mense oorval ons, hulle vat alles, vat ons osse en donkiemerries wat alles daarso was. Terwyl die ou kom en vir hom vertel van wat nou net gebeur het met die osse en met die donkies, kom 'n tweede boodskapper by hom aan, en hoor gou wat sê die tweede boodskapper, sê, die Bybel sê in vers 16, hy was nog besig met die droewige geval, toe 'n ander man by Job aankom, en die nuus weerlig het van God afgekom uit die hemel, en het geslaan en al die skape, en die skaapwagters doodgeslaan. Al die skape, 7000 skape gone, al die skaapwagters dood, en hierdie ou sê dan, en ek was die enigste wat ontsnap het, om hierdie nuus met jou te deel. Nou jy weet, nou klaar een diensknegt gekom, sê, hoorie, hulle het nou net al jou osse, al jou donkiemerries gesteel. Volgende diensknegt kom daag op, sê 7000 skape gone, en al die skaapwagters doodgeslaan, deur weerlig af, en dan terwyl hy hom vertel, vers 17, sê, hy was nog besig om te praat, toe 'n derde boodskapper by hom kom, kan jy dink, hier kom al drie op een slag, hierdie nuus, wat in jou hart moet gebeur. Aanklop en Jesus sê, 3 groepe Galdeese rowers het al die kamele gesteel, 3000 kamele gone, weg, en ook al die slawe, en hy is die enigste wat oorlê is, en hy was nog besig om vir Job van die tragedie vertel, toe kom nog 'n boodskapper, die 4de man sê, die seuns en dogters het partytjie gehou in die huis van hulle oudste broer. Skielik was daar baie sterk wind van die woestyn se kant af. Dit het die huis van alle kante af getref, en die huis het in mekaar geval, en al die kinders is op slag dood. Hier verloor Job sy 7000 skape, sy 3000 kamele, sy 500 spanne trekosse, sy 500 donkiemerries, al sy slawe, en al sy kinders, op een slag, hy het niks oor nie. En Job se reaksie op hierdie is, sê Job het toe opgestaan, hy het sy klere geskeur, hy het ook sy hare afgeskeer, en het daarna op die grond voor God geval, en hy het gesê, naak het ek uit my ma se skoot gekom, en naak sal ek weer wees, die dag wanneer ek doodgaan. Die Here het my alles gegee wat ek gehad het, nou het dit alles weggeneem. En dan hier is die mooiste ding vir my, dan sê hy, prys die naam van die Here, vers 22, en alles wat gebeur het Job nie gesondig nie, en God nie verwyd nie. En hierdie is so 'n profound ding. Die eerste ding wat Job doen, is hy skeer sy klere, en hy sy hare om te sê, hoor hierso, ek verneder myself voor die Here. En dan sê hy, dan gaan hy na die Here toe sê, naak het ek ingekom, naak sal ek uitgaan. Maar wat vir my stom slaan, is dat hy sê, in al hierdie wat gebeur het Job nie gesondig nie, en het God nie verwyd nie. Hoe maklik is dit vir my en jou, dat die oomblik wanneer 'n ramp tref, dan gaan ons in sonde. Nee, dan drink ons maar weer, want weet ons het 'n rowwe dag gehad. Nee, dan kyk ons maar weer bietjie porn, want jy weet, my vrou wil my niks gee nie. Nee, dan beklei ons met die ou voor ons, want hy verdien dit. En dan val goed uit mekaar uit, en ons wil die ou pak gee, en daai ou skel, en die daai en dat. Nee, Job sê, dat hy nie gesondig het, in al hierdie nie. Nadat hy alles verloor het, sy kinders ook nie gesondig nie, en hy het ook nie God verwyd nie. En ons doen dit baie, ek en jy het dit dalk al gedoen. Gee God skuld vir goed wat hy nooit eers gedoen het nie. Nee, dit is die Here se skuld. Vir goed wat hy nooit gedoen het nie. Nooit nie. Dis die vyand gewees. As jy Job 2 gaan lees, dan vertel hy weer 'n hele lang storie. Dan het Job gekom, en dan sê die Bybel, die duiwel het weer voor God gegaan. Weet jy, die duiwel het weer voor God gegaan. Hy weer vir hom gaan sê, hoorie so chickie, daai ou aanbid jou net, omdat jy hom beskerm.
En God het weer vir hom gesê, gaan trou en weer, moet net sy lewe vat nie. En wat doen die duiwel? Die Bybel sê, van sy sool af, tot by die kroon van sy kop, slaan hy hom met siekte, kwale oor sy lyf. En die skrif sê dat Job gebreekte stukke van potte gevat het, om dit te krap, soos dat dit gejuk het, soos dit gejuk het. Sy vrou het op 'n punt om te gekom en sê, kan jy net God vervloek en vrek? En dan Job gesê, vrou, jy praat soos 'n foolish woman. Jy praat soos 'n foolish woman. Dan het hy God verder geprys. En dan sê die Bybel 'n tweede keer. En in al hierdie het Job nie met sy mond gesondig nie. Hoeveel keer trap ek en jy in slaggate of 'n ramp tref ons en dan gaan jou mond sommer in dood in. Spreek jou mond, begin spreek hy dood, of jou mond begin vloek, of jou mond begin praat teen ander mense, of jou mond skinder, of jy beledig ouens. Want 'n ramp het jou getref. Maar hier is 'n voorbeeld van 'n man wat God lief gehad het. En sy respons tot rampe wat hom getref het was, ek gaan nie sondig nie, ek gaan nie God skuld gee nie, en ek gaan nie met my mond sondig nie. En as enige iemand anders rondom my kom en sê, nee, hoekom vrek jy nie, maar nee. Jesus is alles werd. Hy's alles werd. Of vat hy alles vandag, is hy steeds alles werd. Hy is die prys. Hy is die ultimate prys. Nie hemel nie eendag as ek dood gaan nie. Jesus is my beloning. Jesus is die een wat ek soek. Jesus is die een wat ek lief het. Dit al verloor ek vandag alles, eindig ek in sak en as op. Krap ek myself met ou gebreekte borde en potte, want ek is deurdrenk van kwale op my lyf, en my vrou vir my moet sê, vervloek God en sterf net. En ek my eie geboortedag, soos Job, ook heeltemal net verwerp het en weggewens het, en ek wil nie meer lewe nie. Mag Jesus nog steeds in dit alles wees. Mag Jesus vir jou in dit alles wees. En wat ook al situasie jy jouself bevind, mag Jesus vir jou alles wees. Want as jy Jesus het, en jy het niks meer nie, dan het jy alles wat jy nodig het. Vader, ek dank U in die naam van Jesus, dat U alles is. Dat deur U is alles gemaak, vir U is alles gemaak, en dat niks gemaak is, as dit nie deur U gemaak is nie. En ons dank U vandag daarvoor, Here. Mag ons Job se posisie inneem, dat ons laag sal gaan, wanneer rampe ons tref. Ons sal aanbid wanneer ramp ons tref. Wanneer ons nie sal sondig wanneer ramp ons tref nie, en dat ons U nie sal skuld gee vir 'n ramp wat ons getref het nie. Dat ons U sal prys deur alles. In Jesus se naam bid ek dit.